Goeiedag. Dis vandag donderdag 18 Julie. Baie welkom by vandag se bietjie later as gewoonlik klankoordenking. Ons het verlede Woensdag, Dinsdag, het ons stilgestaan by die grootsheid van God se genade in die moederbelofte. Baie kortliks net weer die mens wat in sonde geval het, homself letterlik in die ewige verdoemenis gewerp het. Ons Here God wat ingegryp het en in sy genade 'n belofte gemaak het van daar kom 'n verlosser, die Messias. Messias dan die Hebreëse woord wat in Grieks vertaal word in die Nuwe Testament, Christus. Die verlosser kom. En ons het stilgestaan spesifiek by die moederbelofte. Moederbelofte, moeder sê dit is die eerste. Dink aan die moedergemeente op 'n klein plattelandse dorpie. Dis die eerste gemeente daarso. En 'n belofte dui altyd op die toekoms, iets wat nog moet gebeur. En so beloof ons Here dan, vorentoe gaan daar iemand kom wat die kop van die Satan gaan vermorsel. God se tyd is sy tyd. Sy tyd is nie ons tyd nie. En die vervulling van hierdie belofte is oor baie eeue, ja millenniums heen bevestig. Ons Here het geweet, die mens in sy stomsinnigheid moes kort en oor aan hierdie belofte van 'n verlosser herinner word. Daar's baie verwysings in die Ou Testament na ons Here Jesus, maar ons gaan fokus op 4 lyne van herinnering. Ons gaan dit nou definitief so in die volgende 4 klankoordenkings dan ook doen. Die eerste een is die belofte van God dat ons Here Jesus uit 'n bepaalde nageslag gebore sou word. Ons gaan nou vandag daarby stil staan. Volgende keer dan DV oor die wêreldgeskiedenis en grepe van God, ingrypings van hom wat dui op ons Here Jesus se koms. Die derde ene gaan dan oor Ou Testamentiese profesieë wat heenwys na ons Here Jesus, en die vierde een die offerdiens wat heenwys na ons Here Jesus. Vandag dan die moederbelofte wat God aan Adam en Eva gemaak het. Dit was natuurlik teenoor die slang. Jou kop gaan vermorsel word, Satan. Hierdie belofte strek oor Set heen. En dan deur die tydperk van die ou aardsvaders wat so oud geword het, Methuselah 969 jaar, en oor die tydperk van die reuse, dit bly vir ons 'n geheimenis daar in Genesis 6. En dan die hartseer verhaal van die sondeval, die mensdom wat so ver in die verderf geval het, dat God besluit het om letterlik 'n nuwe te begin te maak. Noag, sy 3 seuns, Sem, Gam, Jafet, en dan weer hierdie goddelike ingryp op die sonde van die mens met die taalverwarring daar by die toring van Babel. Uit die nageslag van Set word Abraham gebore, en met Abraham sluit God dan 'n formele verbond. Ons lees daarvan in Genesis 17 vers 7. Daar staan: Ek, dis nou die Here God, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dis 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. En so word Abraham dan genoem, die vader van al die gelowiges. Matteus, as hy die geslagsregister van ons Here Jesus opskryf, dit was natuurlik vir die Jode gewees, dan begin hy dit, Matteus 1 vers 1, die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. Hy gaan tot so ver terug as Abraham. Na Abraham volg die aardsvaders mekaar op, Isak, Jakob met sy 12 seuns, Josef wat in 'n put gegooi is en uiteindelik verkoop is en uiteindelik in Egipte beland, en hoe ons Here beskik dat hy letterlik van die tronk af tot tweede in bevel van Egipte gevorder het. God beskik 'n groot hongersnood en Jakob stuur sy seuns na Egipte. Ons ken daardie hele geskiedenis. En dan hoe
hoe Jakob en sy seuns almal daar so in Egipte hulle self dan vestig en oor 'n tydperk van 400 jaar word die nageslag van Jakob 'n volk, die Israeliete. Natuurlik slawe 400 jaar tydperk en ons Here wat verlossing bring. Ons gaan DV met 'n volgende oordenking daarby uitkom. Die hele woestyntydperk en hoe hulle uiteindelik die beloofde land binne gaan en dan ook die 'n baie onstuimige tyd in die rigters en die koningstyd. En in die koningstyd is daar letterlik weer 'n goddelike ingryp in die geskiedenis van koning Dawid. Ons lees in 2 Kronieke 13 vers 5 dat ons Here daarso dan sê, hy praat van Dawid. Die Here God van Israel het die koningskap oor Israel vir altyd aan Dawid en sy nageslag gegee. Dit is 'n onverbreekbare verbond. God het met Dawid weer 'n verbond gesluit en so ook in 2 Samuel 7 vers 16 waar ons lees: jou koningshuis, dis nou vir Dawid, en jou koningskap sal vir altyd vas staan. Jou troon sal altyd voortbestaan. So hierin reeds die belofte, uit jou sal die verlosser kom, want jou koningskap sal en jou geslagslyn sal altyd bly voortbestaan. Die koningstydperk weet ons was baie onstuimig. As jy 1 Konings 12 gaan lees en 2 Kronieke 10, dan vind ons uiteindelik ook die skeuring van die ryk. Dit is Juda, die 2-stammeryk, Israel, die 10-stammeryk, Rehabeam, koning van Juda, Jerobeam, die koning van Israel, en dan later volg die ballingskap. Die 10-stammeryk wat weggevoer is deur die Assiriërs, die 2-stammeryk deur die Babiloniërs, maar ons Here beskik dat Juda, die 2-stammeryk, weer terugkeer, want uit die nageslag van Juda het ons Here beloof, dit is die geslag via Dawid terug na Abraham, moet die beloofde Messias gebore word, en is die beloofde Messias uiteindelik ook gebore. Ons lees weer in Matteus 1 die geslagsregister, die laaste woorde. Altesaam was daar dus 14 geslagte van Abraham af tot by Dawid, 14 van Dawid af tot by die Babiloniese ballingskap, en 14 van die Babiloniese ballingskap af tot by Christus. En so het ons Here God oor millenniums heen beskik wat hy beloof het met die moederbelofte. Uit Dawid en uit Abraham, uit hierdie geslagslyn sal die verlosser gebore word, en is hy gebore. Here, U wat beloof het, eeue en eeue, millenniums, duisende jare terug, U is steeds getrou. U is steeds ook ons God. U wat vir Abraham gesê dat U Uself aan hom en sy hele nageslag verbind. Dankie Here dat ons mag deel ook in hierdie sekerheid dat U ons God is wat U Uself ook aan ons verbind het. As ons so terugkyk oor al hierdie duisende jare, dan kan ons nie anders as om aan U net alle lof en dank en aanbidding te bring nie, want Here, U is getrou. Dankie dat ons U mag aanbid, wetende dat ons U kinders is. Amen. Seën vir jou.